Julle, raai wat, dis Friskie Mariski, en is tyd vir nuus in 'n nutshell. Julle so vinnige nuus op 'n Sondag is HKGK. Okay julle, dit was all fun and games en grappies, totdat op 13 Junie het Israel 'n attack op Iran gelunch. Ek bedoel, vir die van julle wat baie op sosiale media is, op TikTok het ek verskeie video's/memes gesien van missiles wat geshoot is, met trending liedjies soos Off With Your Head and This Place About To Blow. Okay, julle, so nadat Israel vir Iran eers aangeval het Iran toe retaliate en hulle het teruggefire met ietsie soos 450 missiles en 1000 drones. En die van julle wat nuus volg sal al die internasionale channels sien, daar is joernaliste wat on ground report en daar is verskeie video's wat die rounds gemaak het. Daar is ook power interruptions en daar is so kind of wat hulle sou noem 'n blackout, so mens sien nie werklik alles wat daar gebeur het nie. Maar die latest reports wat ek kon vind suggest dat sover ietsie soos 25 Israelies hulle lewens verloor het. Anyways, julle, maar dis nie waar die probleem stop nie. Toe, Sondag aand, het president Donald Trump, julle weet, aka Mr. America, besluit om die war te join, okay? En hy het 3 USB bombers, okay, na Iran se military facilities toe gestuur. Hy het gesê, die planes het dit suksesvol teruggemaak en dat dit 'n suksesvolle mission is. Long story short, hierso kom kak, ons het gedog hulle maak grappies as hulle praat van World War III, maar nou sal sprake dat Iran ook voelers uitgereik het, vir hulp om weer te retaliate. En as jy by jou huis sit, lekker in jou koffiekie, jou teekie of jou brandewyntjie sit en sluk, en dink het gaan jou nie rok nie, dink weer boetie, okay, want hierdie gaan veroorsaak, of kan veroorsaak, nie net dat die inflasie opgaan nie, okay, maar dat die rand daal, en dit impak die oil en petroleum en whatever uitvoer, met ander woorde julle, petrol, hoorie, en gepraat van petrol, luister, kom ek vertel julle iets interessant. So, het julle geweet, daar was in 1973 'n groot oil crisis in die wêreld, okay? Anyways, dit was so erg, dat hulle, selfs die government in Suid-Afrika destyds, regulations ingehaat het vir petrol. Dat jy petrol net sekere tye van die dag kon koop, nie op naweke nie, en hulle het selfs die spoedgrens verminder. I mean, anyways, julle, nuus in 'n nutshell. Trots geborg deur Holle Afrika se klap mouth. Registreer, speel, wees responsible. Friskie Mariski, over and out.